Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW bediening aan die kant van Atlantis. Vanaand groet ek een en elkeen in die mooi, soete naam van ons Here Jesus Christus. Dit laat my so dink, jy weet dat ons het duisende kykers oor 'n nasionale vlak in Suid-Afrika en ek dink dit is vir my so voorreg om net die woord van die Here te deel saam met u. Die Bybel sê, David skryf 'n geliefkoeste skrif en ek verbly my so in hierdie vers. Hy sê dat die woord van die Here is 'n lig vir my pad en dis 'n lamp vir my voete. Dit is duidelik vir ons 'n bewys dat die hele wêreld is in duisternis en in donkerte vasgeval. Maar vanaand is ons so dankbaar vir die Here dat hy sy woord gegee het aan ons as 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. My vriend, ja, jy het my reg gehoor. Die hele wêreld is in duisternis en daarom is ons baie keer vasgekeer in keuses waar ons nie weet of ons daar gaan uitkom nie. Maar wanneer ons die woord van die Here volg, dan is die woord van die Here vir ons 'n navigator, wat vir ons natuurlik rigting aanwys en vir ons wys die weg uit. En vanaand wil ek 'n woord deel met u en ek glo dat die Here sy woord gebruik om met ons een en elkeen te praat, om sy mensdom in die aarde, wie God geskaap het, om hulle te bereik, om vir hulle te wys sy liefde, om hulle te wys sy omgee, hoe belangrik jy is vir die Here. Maak nie saak waar jy jouself vind vanaand, in die oë van die Here nie, jy is waardevol. En omdat jy waardevol is, sal hy altyd deur 'n profeet, hy sal altyd deur 'n apostel, hy sal altyd deur 'n evangelis, hy sal altyd sy manne afvaardig in mandaat, om vir jou die boodskap te bring, 'n teken, dat as jy keuse maak, dan sal jy nie verlore wees nie. Nou vanaand wil ek praat oor bestuurskap. Ja, u het my reg gehoor, ons wil praat vanaand oor die tema, om 'n goeie bestuurder vir God te wees. En ons wil dit saamstel vanaand in die boek van Matteus 25 vers 14. En die skriflesing volg soos dit, hy sê, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, en aan 'n ander 2 en aan 'n ander 1, en elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat 2 ontvang het, selfs ook 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na lang tyd het die heer van daar die diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het jy aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor vele sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel,
gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar gemaak, waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan, en u talente in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar gemaak waar ek nie uitgestrooi. Daarom moes jy my geld by jou wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Vader, seën u woord. Vader, heilig my as u prediker vanaand. Here, daar is manne en vroue wat in verskeie plekke vanaand hulle self met soveel belasting, liewe Here, belas is. En ek bid vanaand dat u, Here, deur u grootheid, u woord sal gebruik om hulle vanaand aan te raak. Here, daar is mense wat sit in behoefte, maar u gebruik u woord en die salwing van die Heilige Gees om met hulle te praat. En wil u vanaand vir my, Here, salf en my tongelippe van klei aanraak, dat my tong sal wees soos die van 'n vaardige skrywer, wat die woord van die Here sê, 'n goeie woord op sy tyd is soos goue appels op 'n skinkbord. Ek bid vanaand dat u my sal salf, Here, en dat u my sal bring, dat ek u kan verheerlik, in Jesus naam, amen. Ja, my vriend, ek lees hierdie gedeelte, en iets wat vir my deurskemer is, dood eenvoudig, rentmeesterskap. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, sien ek dat die woord van die Here sê, aan een het hy 5 gegee, aan een 2, en in die ander 1. En dit bring vir my al reeds by 'n kategorie dat, hier sien ons die ryke, die middelklasman, en ook die arme. So wat God eintlik in hierdie woord sê, dat in die hele aarde het God almal en alles gesien. En God gee aan elkeen 'n regverdige geleentheid. Maar dit is nou net jammer, dat in die koninkryk van God is daar beginsels. En God gaan aan jou gee, en deur sy beginsels met ek en u gaan werk. Want jy kan nie 'n miljoen rand gee aan 'n man wat in poverty is nie. Want as jy hom 'n miljoen rand gee, sal hy weet wat om te doen met dit nie. Hy sal dit gemisbruik en hy sal alles verloor. Omdat die man 'n poor mentality het, sal hy nie weet wat om daarmee te doen nie. Maar nou het God 'n beginsel wat hy gebruik. Die Bybel sê, hy stel jou oor min aan. En dit is die beginsel. As jy getrou is in die min, sê die woord, dan sal God jou oor vele aanstel. En baie keer, dan het ons wat in die poverty vastgekeer is, het ons altyd 'n oordeel oor die wat beter af is as ons. Maar ons kan nie dit gebruik as 'n verskoning nie. Die rede waarom ons nie daar kom op hy leer, en hy leer kan klim nie, want ons is in dit wat God ons oor aangestel het, en wat God aan ons toevertrou het, ons kan nie eers in dit getrouheid beoefen nie. Want die Bybel gee uitklaring, hy sê dat God se oog is op die een wat 5 talente het, die een wat 2 talente het, en die een wat 'n talent het. Elkeen in die aarde kry die geleentheid om die leer van sukses te klim in hierdie lewe. En my vriend, terwyl ek het sien ek in hierdie gedeelte, dat die een wat 5 talente gehad het, het gaan werk. Hy was getrou oor dit wat God hom aangestel het. En die Bybel sê, toe die meneer terugkom, het hy nog 5 talente bygewen. So met ander woorde, sy bestuursvermoë om dit te vermeerder, was in die guns van God. En God het dit goed gevind. So ook aan die tweede persoon, die man met 2 talente, het hom 2 talente was aan hom toevertrou. Hy het die 2 talente gaan neem,
Hy het gaan werk met hy 2 talente, hy het by 2 talente bygekry, en toe die Heer kom, het hy gesê, my Heer, ek het 2 talente, het U my toe vertrou, ek het 2 bygebring. En die Bybel sê dat die meneer het het goed gevind, en gesê, oor min het ek jou aangestel, maar omdat jy getrou was in die min, sal ek jou oor vele aanstel. En toe hy kom by die een, het die een gesê, Here, meneer, U het my 1 talent gegee, omdat ek weet dat U is 'n man, wat my waar hy nie gesaai het nie, het ek die talent geneem en het gaan begrawe, en gewag tot U terugkom, sodat ek net weer U deel vir U kan teruggee. En die Bybel sê die uitklaring van die meneer, wat natuurlijk in die plek van God sta, wat vir God teenwoordig, sê eintlik hierdie woorde, dat hierdie man het hom bestraf, en gesê, ek sal eerder van jou wegvat, en ek sal gee aan die wat het. Maar wat het vir my deurskemer vanaand, my vriend, dat albei, die een wat 5 het, die een wat 2 het, en die een wat 1 het, die een wat 5 en 2 het gegaan en gaan werk. Die een wat 5 en 2 het, was getrou oor die min. Die een wat 5 en 2 het, omdat hulle getrou was oor die min, het God hulle oor vele aangestel. En hier kom het vanaand na ek en U. Hier was 'n man met 1 en het dit gaan begrawe, in plaas van gaan werk, en pas die beginsel toe, en bring dit op die vlak, waar dit die hart van God tevrede stel. Laat my dink vanaand, en ek wil hy moet vanaand hoor, ons wêreld is gebroken daar buite, ons wêreld is stukkend, omdat daar die goeie administrasie in ons lewens toegepas word. Ek kan gaan kyk binne in 'n maatskappy, as jy instap, en daar is 'n sisteem in plek nie, dan is daar die goeie administrasie nie. Waar 'n goeie administrasie is dit 'n bewys dat daar is 'n sisteem in plek. En wanneer daar 'n sisteem in plek is, moet jy weet, dan is daar onmiddellik orde. And where there is order, there is pleasure. En 'n rede waarom dinge baie keer chaos raak binne 'n maatskappy, en 'n maatskappy hardloop bankrot, en daar's bankrotskap by die maatskappy, is omdat in die administratiewe gedeelte van die maatskappy was daar 'n lek. En omdat daar nie 'n lek was nie, was daar nie orde nie. En omdat daar disorde was, het disorde die manifestasie, bring dit na chaos toe. En dis waarom presies ook vandag in ons lewens, my liewe vriend, as ons, God stel ons oor min aan, God sê, as jy getrou is oor die min, sal ek oor vele aanstel. En weet jy, baie keer moet ons een ding onthou, dat God stel belang aan goeie bestuursvermoë. Kom ons gaan kyk in die boek van Genesis, hoofstuk 2, en ek wil jy moet dit saam met my lees, dat jy kan verstaan, wat sê die woord van die Here daar. In die boek van Genesis hoofstuk 2 vers 4, hy sê, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskaap is. Die dag toe die Here die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het het nog nie laat reën op die aarde nie, omdat daar was geen bestuurder om die grond te bewerk nie. Daar was geen bestuurder. So met ander woorde, wat hierdie skrif sê, dat die saad was in die grond. Alles was in die aarde voorberei vir Adam. Maar omdat Adam nog nie daar was nie, het God die reën teruggehou. Nou wat sê dit vanaand vir ons? Dit sê vir ons, dit gee vir ons die doel waarvoor God vir ek en u in die aarde gesit het. Kyk wat het die Here gedoen. Hy het die reën teruggehou, maar daar was nie 'n bestuurder nie. En dan kom ons kyk vanaand, hoekom dinge nie kan gebeur in ons lewe nie, want daar is hier reën wat die seisoen bring vir ons, om 'n goeie oes te gaan afhaal nie.
Maar daar kan nie 'n oes wees as ek en u nie op ons plek is om goeie bestuurders te wees in ons lewe nie. Pastoor, waaroor moet ek bestuur? Ek het nie 'n maatskappy nie, ek het nie 'n besigheid nie, ek is nie 'n entrepreneur nie. My liewe vriend, dis nie waarvan ek praat nie. Kom ons begin by jou eie lewe. Ons het nodig om aan ons eie lewe te werk. Jy weet, binne in jou liggaam of in jou gees of in jou lewe het God kommunikeerbare karaktertrekke geplaas. En om het vir jou makliker te maak om het te verstaan, wil ek het breek met u. 'n Kommunikeerbare karaktertrek is karaktertrekke wat God in God homself het, maar wat hy ook in jou geplaas het. Soos liefde. Liefde is in God, liefde word ook in die mens gevind. Haat is in God, haat word ook in die mens gevind. Emosie is in God. Emosie word ook in ek en u gevind. En dit noem ons kommunikeerbare karakter. Hoekom kommunikeerbare karaktertrek? Baie keer het ons kinders, en dan kom ons kinders op 'n mooi ouderdom, en as hulle daar die puppertyd stadium in hulle lewe bereik, my liewe vriend, kyk jy net wat gebeur, rebellie kom na vore, alles kom na vore, en baie keer, dan trap hy kind so diep in jou hart, dan gaan ons as ouers na die Here toe, dan verklaar ons hulle by die troon van genade, en ons lê hulle by die voete van die Here neer, en sê, Here, kyk wat doen hulle my, maar weet jy wat, en dan raak alles stil, dan kom jy weer voor God, dan sê die Here vir jou, sien jy waar trap hy kind in jou hart? Sien jy die trane wat hy kind vir jou besorg? Sien jy die teleurstelling wat hy kind bring? Die is wat jy aan my doen as jou God. Hoe baie keer stel jy my teleur? Hoe baie keer is jy rebellies teen my? Hoe baie keer verwerp jy my raad, my advies wat ek aan jou toe vertrou? Dit vee jy van die tafel af, want jy het jou eie hartsbegeertes waaroor jy jou eie lewe, waarop jy jou eie lewe wil bou. Maar daar is 'n raad wat jou deur hierdie lewenspad, wat jou op hierdie lewenspad 'n oorwinnaar kan maak. Maar elke keer as ek my raad gee, dan trap jy my hart om 'n rebel te wees. Daai mamma, daai papa, daai is 'n kommunikeerbare karaktertrek. Baie keer verstaan jy nie hoekom jou kind jou seer maak nie, want dit is omdat jy God seer maak. Baie keer verstaan jy nie dat jou kind jou teleurstel nie, want dit is jy wat God so teleurstel. En baie keer gebruik God jou kind om vir jou die boodskap te gee wat jou gedragskode teenoor God, die lewende God is. En weet jy wat? Baie keer het sê ons sien ons, as ons deur stryd te gaan by ons werke, stryd te gaan waar jy ook al mag vind in 'n area, daar's altyd iemand wat jou provoke, altyd iemand wat jou te nakom. Altyd iemand wat jou bring in 'n sweer, waar jy voel dat die duiwel gebruik die man. Maar weet jy wat? Baie keer gebruik God juist die duiwel om vir jou te bring in 'n sweer, omdat die Here weet jy sit met 'n bose gees. Maar hy wil hê dat die gees moet jou besoek, sodat jy oor daardie gees bestuursvermoë kan uitoefen. Baie keer sit ons met 'n swak gesindheid. Kyk wat het Jesus gedoen met die 12? In die begin van hulle bediening het hulle na die bergrede gevat. En ek hou van die Engelse verklaring rondom hierdie verhaal. The Bible says that Jesus took them to the Mount of Beatitude. Why? Because he wanted to taught them some attitude in life. En baie keer sit ons met 'n attitude problem. Maar man, jy het nog nooit daaraan gewerk om jou gesindheid reg te kry nie. En baie keer is hy man daar, wat jou altyd so versoek met 'n boos, en hy bring jou 'n sweer, waar jy voel, ek hou nie van die man nie, maar dit is eintlik in die toelaatbare wil van God, want God wil hê jy moet kom, om rentmeesterskap oor daardie area van jou lewe toe te pas. En nou gaan ek terugkom, die Bybel sê, omdat daar nog geen bestuurder was, het God die reën teruggehou. Baie keer dan wil jy altyd ander mense blameer, wanneer dit nie voorspoedig gaan nie.
Dit gaan voorspoedig met my neef, dit gaan voorspoedig met my niggie, dit gaan voorspoedig met my oom, dit gaan voorspoedig saam my vriende, saam my vriendinne, dit gaan net goed saam met hulle. Hoekom kan dit ook nie 'n bietjie goed of beter gaan saam met my nie? My liewe vriend, die verrassende boodskap is, die Bybel sê, op die 7de dag het God gerus van die werke van sy hande. Wat sê dit vir my en vir jou? Dat jou hele voorsiening, all your provision for your prosperity, God already prepared on the Sabbath day. In die Sabbatdag is al jou voorsiening in plek gesit. Maar wat kos dit om maar die voorsiening los te kry? God soek 'n man wat 'n goeie bestuurder is. Ja, God soek 'n man wat sy lewe kan manage. Want die Bybel sê, die reën was teruggehou, want daar was nie bestuurder nie. As dit nie dalk die geval, dat die seëninge so van jou teruggehou word, want jy het nog nooit, het jy gewerk aan om 'n wag voor jou mond te sit nie. Ja, my vrou, jy weet, jy is vinnig en skerp met woorde. Meneer, u sit ook daar. Jy is vinnig en skerp met woorde. Jy het nog nooit geleer om 'n wag voor jou mond te sit. So, jy het nie goeie bestuursvermoë om hierdie gees onder beheer te kry nie. Baie keer, dan sit jy met 'n bose gees, iemand kan nie te vinnig trap op jou tone nie, dan ontvlam jou gees. En baie keer, kry jy hierdie tipe mense, hulle sal so gewoond lieg, hulle begin te glo hulle eie leuns. En nou kom hy na die Here toe, nou begin te struikel hy strakel met sy leuns, maar op 'n so mate begin te lê die leuns af, en hy staan in die waarheid. En toe hy dit doen, toe vat sy lewe 'n 360 draai, en vandag is hy voorspoedig, omdat hy het aan die hemele en die wet in die aarde wat God geplaas het, gewys, dat hy is 'n bestuurder, hy kan dissipline in sy lewe terugbring. Om dissipline te bring, is die teken aan die hemele, dat jy is besig om 'n bestuurder oor jou behavior te wees. If you can manage your behaviors, as jy jou gedragskodes kan beheer, as jy daaroor kan heers, as jy die vrug van die gees, wat God gesê het, liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, sagmoedigheid, dit is dit waarmee ons sukkel in die aarde. Maar as ons kan kom op daardie plek, om daardie behavior onder beheer te kry, dan wys ons aan God, dat ons besit nou oor die vermoë as 'n goeie bestuurder. En as God sien jy's 'n goeie bestuurder, wat sê die Bybel? Dan gaan hy die reën op die aarde laat val. Die Bybel sê God het die reën teruggehou, want daar was nie 'n bestuurder, jy verstaan nie nou. As ons kan kom op die plek om dissipline in ons lewe te kry, te doen wat God van ons verlang, dan ervaar ons 'n 360 omdraai in ons lewe, en ons betree 'n platform van voorspoed, want dit is wat aan die hemele en aan die Sabbat die getuie bring, en sê, dat die voorspoed wat die Here, of ja, die provision wat God in die Sabbat vir ek en u geplaas het, dat dit los kan kom. Kyk wat het gebeur. Die man was 38 jaar lang by die bad van Bethesda. Toe Jesus deurkom, toe kom hy op die Sabbatdag. Die Fariseërs het dit nie verstaan waaroor het gaan nie. Dat hy later vir hulle moes sê, want hulle het gesien, as hy begin te siekes gesond maak op die Sabbatdag, dan is dit 'n groot oortreding. Maar wat Jesus later vir hulle sê, julle verstaan die Sabbat verkeerd. Julle verstaan die Sabbat verkeerd. Die rede kom ek het juist op die Sabbat, want ek wil hê, julle moet weet, julle verstaan die Sabbat verkeerd, want binne in die Sabbat het God al klaar die voorsiening vir sy gestremdheid in plek gesit. Sy genesing is al reeds daar. Ek het dit maar net vandag vir hom losgemaak uit die bron van voorsiening om dit aan hom te gee. Alles is al reeds in plek vir ek en u. Maar God soek dat ons op 'n plek van dissipline kom, want dissipline sal aan God wees, die beteken wees, dat vandag het jy gekom om 'n goeie bestuurder, goeie administrasie, goeie rentmeesterskap in jou lewe te beoefen. Mevrou, meneer, ek wil draai vanaand.
Kom ons blameer nie meer vir ander mense, vir waar ons is nie. Kom ons slaan ons hand in ons eie bors, en ons besef vanaand, ek het vanaand werk om te doen. Ja, dit is nie te laat nie. As ons vandag begin, dan sal jy sien hoe God die wiel vir jou môre draai. Ons kan nie die verlede regmaak nie, maar ons kan ons môre verander met 'n nuwe besluit wat ons vandag maak. As u vanaand in die oortuiging van God se woord sit, waar jy besef dat jy het nog nooit jouself gebring om jouself te dissiplineer. Jy het jou nog nooit gebring op die plek om 'n goeie bestuurskap oor jou lewe toe te pas nie. Gee God jou vanaand weer 'n nuwe geleentheid. Want because why God is surely in the business to bless each and every one. Die Bybel sê het aan die 5 gegee, wat 'n biljoenêr is. Hy het vir die man gegee 2, wat die middelklas man is. Hy het aan die man gegee, wat in poverty was. God het aan elkeen iets gegee. Maar die beginsel wat vir die man, wat 'n biljoenêr is, het vir die man wat 2 het, wat middelklas is, dieselfde beginsel. En daar dieselfde beginsel was gewees vir hy man wat net 1 het. Wat sê dit vir ek en u vanaand? God verlang net bestuurders in die aarde. Mense wat dissipline het, mense wat hulle lewe kan bestuur. People that can manage their lives. And the moment you start manage, you will see the floodgates of heaven will open upon your life. Ja, jy het my reg gehoor. Die vensters van die hemel sal oopgaan op jou lewe en jy sal 'n voorspoedige, geseënde lewe in die aarde lê. As u gereed is, my vriend, om vanaand daardie besluit te maak, wil ek met jou vanaand jou oë toemaak saam met my. Ek wil jou deel maak van hierdie gebed. En ek glo met my hele hart dat die Here vir jou gaan wys dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Vader, daar is so baie wat vanaand sit en wat geluister het. En Here, ek weet vanaand het hulle gehoor wat die Gees van die Here wil deurstuur, dat ons moet bestuurders raak. Ons moet man en vroue raak van dissipline. Ons moet terugkeer in die orde, want waar daar orde is daar pleasure. En Here, ons wil die plesier van dit in die aarde geniet. En daarom bid ek terwyl hulle vanaand sit en Here, hulle wat die pad byster geraak het, hulle wat nie kon kom op die plek om hulle lewe te dissiplineer nie. Here, vanaand besef hulle wat u van hulle verlang. Wil u ons vergewe? Wil u ons bring op die plek sodat ons ons dissipline kan optel, sodat u ons kan seën. Vader, want ons bely vanaand dat ons van die Here se raad afhanklik is. Seën hulle vanaand wat vanaand so besluit maak om terug te keer tot u, hulle kruis op te neem en hulle hart aan u toe te wy. Ek roep die bloed van die Here om hulle te reinig, hulle te seën, sodat hulle hulle lewe in die aarde kan geniet. In Jesus naam, amen. My liewe vriend, mag die Here vir u wonderlik seën. Ek weet dat die Here het sy woord vanaand gebruik om vir jou 'n seën te wees. Maar van my, Pastor Swarts, van TTW bediening aan die kant van Atlantis, ek groet u tot volgende week. Totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.